Ek het my as kind op die plaas daaroor verwonder dat my pa op amandelbome wat sterk groeiers op die plaas was, die oogies van verskillende soorte perskebome kon inent en dat daar dan perskes van die bome gepluk is. Die volk Israel het hulself dikwels as 'n olyfboom gesien. Daarom is die olyfboom selfs vandag op Israel se embleem. Soos die Here Jesus volgens Johannes 15 vers 1 tot 2 as die stam gesien is waaruit die takke groei, word die olyfboom in Romeine 11 vers 17 tot 21 ook gesien as die mense wat uit Christus groei. Sommige van die takke van die makolyf is uitgekap en die takke van die wilde olyf is by die makolyf ingeënt. Die takke wat by die makolyf uitgekap is die Israeliete wat Christus nie in geloof as Here wou aanvaar nie. Die takke van die wilde olyf wat by die makolyf ingeënt is die gelowiges uit die heidene wat saam met die gelowige Israeliete by Christus ingeënt is. Hulle wat by Christus ingeënt is, moet egter nie dink, hulle is beter as die wat uitgekap is nie. Dit is net genade dat hulle deur geloof deel van Christus kon word. En hulle moet onthou dat as die natuurlike takke uitgekap kon word, hulle wat ingeënt is ook uitgekap kan word. Die gelowiges uit die Jode en die heidene vorm saam deur hulle geloof in Jesus Christus, die kerk of volk van die Here. Christus gee aan ons almal lewe. Die een is nie beter as die ander nie. Ons het almal die genade van Christus baie nodig. Soos die lewe uit die wortels en stam van die boom kom, moet ons saam uit Christus groei en vrug dra. Hoe kan dit in jou lewe gesien word? Dat jy by Christus ingeënt is en dat jou lewe die vrug dra wat wys dat jy aan Christus behoort.